Hallo daar en baie welkom. Vandag kyk ons na 'n regtig interessante bron wat jy ingestuur het. Dis Karel Nel se gedigtebundel Kusplateau. Alles blykbaar geskryf in 1 jaar, 2019. Ja, dis korrek. En dis nogal iets, né? Die hele jaar se gedagtes so saamgevat. Presies, en wat my dadelik tref is die rykwyte daarvan. Dit spring rond van die baie persoonlike, jy weet, familieoomblikke tot die reuse grootte van die kosmos. En dan is dit weer terug by die aarde, die natuur, selfs die sosiale kwessies van daardie tyd. Absoluut. Dis amper soos wat hy bou. Ja. So ons plan is om saam hierdeur te werk. Ons wil die kernidees, die gevoelens probeer uittrek en dalk so 'n bietjie beter verstaan hoe daardie spesifieke jaar 2019 nou eintlik vir die digter gevoel het. Deur sy woorde, né? Goed, waar spring ons weg hiermee? Dis nogal baie materiaal. Wel, jy's reg, dis ryk. Ek dink jou punt oor die lae is 'n goeie begin, want dit voel amper soos 'n dagboek, né? Maar dan in digvorm. En wat my regtig fascineer, is hoe daai baie intieme goed, soos jy weet, die kinders se voetjies in Tassavu of die diep hartseer in Hetty, hoe dit reg langs hierdie enorme vrae oor die ewigheid in die heelal staan in gedigte soos Kragveld. Ja, daai kontras is skerp. Presies. Dis asof hy sy eie klein bestaan probeer plaas teen hierdie agtergrond van wel oorweldigende kragte, kosmies en sosiaal. So die temas wat jy sien uitkom is dinge soos natuurlik familiebande, nageslag, askiespa, die raadsel van tyd, jy weet, jaaroorgang, natuur as 'n soort getuie, Koppelkrans, Gaurikwa 2019 en ja, ook die frustrasies van die aldaagse, wegstellende aksie, selfs QRT, dit word als deel van hierdie 2019 mosaïek. Daai beeld van 'n mosaïek is goed. Ja, die persoonlike en die universele, hulle is heeltyd in gesprek met mekaar. Dis fascinerend. OK, daardie gesprek. Kom ons begin dalk by die persoonlike, by familie. Déjà vu het my nogal getref. Daai reëls, klein voetjies, trippels saggies, soos in die dae van vergange. Dis meer as net nostalgie, né? Dis amper 'n verbuistering oor hoe tyd werk, hoe geslagte so echo. Ja, daai sikliese gevoel. En dan die gevoel van vliedende, onbewuste weelde wat ons eers later sal onthou. Sjoe, daai wete dat die spesiale oomblikke so deur jou vingers glip terwyl jy dit beleef. Dis mos 'n universele ouer ding, né? Absoluut universeel. En hy bou daarop voort in nageslag. Hy praat van sy kinders as, wag, hoe sê hy nou weer, my buiteself van halwes en kwarte kring uit ver oor my grense. Dis 'n pragtige beeld. Dit is hoe ons voortleef in hulle. Ja, maar dit kom met 'n gewig, nê? Daai vraag wat maar altyd daar is as jy ouer is. Wat sal van hulle word? Dis nie net trots nie, daar's 'n kwesbaarheid ook, 'n oorgee aan die onbekende toekoms. En daai kwesbaarheid, dit kry 'n ander, amper rouer gevoel in askiespa. Daardie laatbesef van jou ouers se invloed en die spyt wat daarmee saamkom. Askiespa dat terwyl ek jou gene dra, my onbewuslik in jou spore vind. Dit laat my dink hoe ons verhoudings met ons ouers verander soos ons self ouer word. En daai reël terwyl ek in eie belang halfblind by jou verbygeleef het. Dis skerp. Dit is. Dit voel soos 'n baie eerlike, amper ongemaklike waarheid vir baie mense. Ja, dit doen. En dis daardie eerlikheid, dink ek, wat die familiegedigte so sterk maak. Hy skram nie weg van die komplekse goed nie. Die liefde, ja, maar ook die spyt, die onbewustelike patrone wat ons herhaal, maar dan, amper asof die nabyheid te veel raak, dan swaai hy uit na die onmeetbare. Dis nogal opvallend. Hoe hy spring van familie na die kosmos. Presies, in Kragveld. Hy vra letterlik oor die uitdeiende heelal. Wat is dit wat hulle van mekaar afdraai? Dis amper, ek wonder of hy die kragte wat families bymekaar hou of uit mekaar dryf, probeer speel in die beweging van sterrestelsels. Dis 'n gedagte. Dis 'n interessante hoek. Ek het dit meer gelees as net pure verwondering. Mens reg, daar kan 'n parallel wees. Die gedig vra oor die realiteit van die ewigheid. Dis amper 'n onmoontlike vraag om te antwoord, né? Ja, dis een van daai groot vrae. En dit gaan voort in sterrestelsel. Daai beeld van 3000 miljoen stippels van lig. Wow. Wat my daarvan bybly, is die paradoks.
Aan die een kant hoe klein ons is soos 'n puntjie. Maar ter dieselfde tyd sê hy ons niksheid is tog aan mekaar verbind tot in ewigheid. Dit suggereer 'n tipe verbondenheid wat ons eintlik nie kan verstaan nie. Is dit 'n soort troos, dink jy? Dit kan wees, ja. Daai idee dat in jou word sterre weer gebore en so sal vir ewig bestaan. Dit praat van 'n siklus, né? Dat niks regtig vernietig word nie, net getransformeer. Ja. En dis 'n gedagte wat nogal troos kan bied teenoor die idee van 'n absolute einde. Maar dan kom singulariteit en dit gooi ons weer teen die grense van ons eie begrip. Ja, daai een is moeilik. Tegelyk die einde en begin. Dis 'n konsep wat ons logika, wel dit daag dit uit. Hy sê self, iets wat logies op papier kan lyk, maar ons begrip heeltemal ontwyk. So hy erken die misterie. Presies. Dis 'n erkenning van die dinge wat net groter is as ons vermoë om dit te rasionaliseer. Miskien lê die troos juist daarin, in die aanvaarding van daai misterie. Miskien. Dis amper asof hy sê, hier is die grense van my verstaan, en dis oké. En dan, van daai ongelooflike groot abstrakte ruimtes, dan pluk hy ons met 'n slag terug, grond toe. Ja. Dis nogal opmerklik hoe belangrik plek in die natuur is in die bundel. Bestuiving byvoorbeeld. Dit is so gewortel in die sintuie, die banderstrande, gety meer rotspoele, seebriese, alles so tasbaar. En daai uitroep, hier wil ek bly. Dit voel soos 'n ankerpunt, te midde van al die kosmiese vrae en persoonlike veranderinge. Jy slaan die spyker op die kop. Plek is nie net 'n agtergrond hier nie, dis amper 'n karakter op sy eie. Dis 'n houer van tyd, van geheue. Kyk na Koppelkrans, die beeld van die onkruikbare kaalkop wat tog stadig verweer saam met die seisoene van die son. Ja, dit lyk so solied. Presies. Dit lyk so solied, maar die gedig wys ons die foute onsigbaar onder die oppervlakte, die krake. Dit laat my wonder, is dit dalk ook 'n metafoor vir mense se lewens of dalk selfs vir die samelewing? Dinge lyk stewig van buite, maar die verwering is besig om te gebeur. Dit kan wees, ja. En daai idee van die landskap as 'n soort getuie, dit word selfs sterker in Gourikwa 2019. Die landskap as 'n biblioteek, wat wie weet hoe baie duisend vergete stories bevat. Dis 'n kragtige beeld. Baie kragtig. Dit plaas ons eie teenwoordigheid, al was ons net hier vir 'n flitsekonde, in 'n baie nederige lig in. Definitief. Dit herinner ons aan ons eie verganklikheid teenoor die diep tyd van die aarde. En daai versoek aan die landskap om ons verhale op te skryf, dis nogal ingrypend, soos 'n soeke na 'n soort permanensie. Ja, presies. En daai spanning, nê, tussen die persoonlike storie en die groter magte, of dit nou diep tyd is of sosiale verandering, dit kom baie skerp na vore in die gedigte wat meer direkte kommentaar lewer. Soos wegstellende aksie. Ja, dis seker die mees direkte een. En hier moet ons net duidelik wees. Ons gee nou bloot die inhoud van die gedig weer, soos dit in jou bronmateriaal is. Goed. Ons neem geen kant nie. En ons onderskryf nie noodwendig die gevoelens nie. Ons rapporteer maar net wat die digter in 2019 uitgedruk het. Verstaan. Die gedig skiets nogal 'n donker prentjie van verval, deur 'n reeks spesifieke beelde, slaggate, oral is ons baie vol gate, kragonderbrekings, Eskom se kragrakord kortop, rioolprobleme, die rioolvuil loop deur ons strate, dit noem korrupsie, bankrotmaatskappye en studenteproteste wat dit as vernietigend beskryf, terwyl hulle breinloos breek en brand. Dis sterk taal. Baie sterk. En dit kontrasteer dan die verlies aan kundigheid, die kenners is aan die wal gedring, met diegene wat voordeel trek, waar kamerads lekker die soustrein ry. En die gedig eindig met daai bitter vraag oor hoop. Is ons nie dalk dan regtig dom nie? Dit vang ongetwyfeld 'n spesifieke gevoel vas. 'n Gevoel van frustrasie, magteloosheid. Ja, ek dink dit is 'n goeie beskrywing van hoe die digter dit daai jaar ervaar het. Dit is inderdaad 'n gedig gelaai met, frustrasie. Dit voel amper soos 'n uitlaatklep vir woede of teleurstelling oor hoe dinge is. En ons tye bou amper daarop voort, maar kyk weier. Ja, dit trek die lens effens terug. Dit praat van verskillende tye, tyd van oorlog en stryd, die verlange na vrede
En dan die koue harde hede. Wat my tref, is die dringendheid. Gister was dalk die tyd om te swyg, meneer, vandag is dit tyd om te praat. En baie sterk. Dis 'n oproep. 'n Oproep tot aksie, ja. Maar dan eindig dit weer met 'n vraag, né? 'n Hoop op terugkeer na God se paaie. So dis nie net protes nie. Daar's ook 'n soeke na herstel, rigting. Ja, dis waar. Die hoop is nie heeltemal weg nie, selfs in die kritiek. En dan, net om die spanning bietjie te breek. Kom Kwartie. Ja, daai humor in Kwartie. Dis 'n ligter kyk na hoe tegnologie ons kan laat voel wel agtergelaat. Nee, ja, ek kan daarmee identifiseer. Die digter wat destyds die tikklasse afgelag het, en nou vind hy homself die stomme wat net 2 vingers kommunikeer. Dis baie herkenbaar, nee. In 'n wêreld wat so vinnig verander, daai oomblik wat jy besef, oeps, daai ding wat ek gedink het onbelangrik is, dis nou noodsaaklik. Presies. Dis snaaks, maar daar's ook 'n bietjie weemoedigheid in, nê? Absoluut. Daai knypie selfspot werk goed. En dit bring ons by die ander onvermydelike deel van die lewensiklus wat nogal sterk deurkom. Verlies, herinnering. Ja. Gedigte soos Onthou, Kobus en Hetty, hulle is deurdrenk daarvan. Die manier hoe iemand wat weg is, steeds 'n teenwoordigheid het. Jou skaduw draal nog tussen ons. En daai egos, ja. En die gevoel dat taal net nie genoeg is nie, veral met diep smart. Hoe verduidelik mens jou smart? Dis daai stil persoonlike pyn wat ook deel is van hierdie 2019 tapestrie. Inderdaad, verlies is 'n konstante draad. En die gedigte vang daai egos net so treffend vas. Dink aan Hetty, waar hy wonder oor die geliefde wat weg is. Waar jy rus gevind het, of op ligte winde reis, wonder jy dalk hoe ek sal tuiskom. Ek ook. Sjoe, daai gedeelde onsekerheid, selfs oor die dood heen, is ongelooflik aangrypend. Dit wys mos hoe verlies nie net 'n einde is nie, né? Dis 'n voortdurende vraag, 'n onbeantwoorde vraag. So, as ons nou al hierdie drade bymekaar trek, die familie, die kosmos, die aarde, die sosiale kommentaar, die persoonlike verliese, wat is die uiteindelike gevoel wat Kusplato oor 2019 nalat? Dit voel vir my na 'n jaar van uiterstes. Ja, dit is 'n goeie woord daarvoor, uiterstes. Die viering van nuwe lewe in nageslag en déjà vu reg langs die rousmart van afskeid in Hetty en Kobus. Die verwondering oor die heelal langs die intense frustrasie met die hier en nou. Hoe bring hy dit bymekaar? Of probeer hy nie eers nie? Ek dink dis dalk die kerninsig hier. Die bundel probeer nie noodwendig om hierdie uiterstes te versoen in 'n netjiese boksie nie. Dit bied eerder 'n baie eerlike portret van hoe dit voel om daardie spanning te beleef. Okay. 2019, soos hy dit uitbeeld, is 'n jaar waarin die digter konstant worstel met die spanning tussen sy onmiddellike, tasbare, diep persoonlike wêreld, liefdeverlies, herinnering, en dan die oorweldigende, dikwels onpersoonlike kragte wat daar buite aan die gang is. Kosmiese tyd, sosiale verval, tegnologie wat alles verander. So die gedigte is die plek waar daai botsende realiteite maar net langs mekaar bestaan. Presies so, dis die ruimte daarvoor. So die bundel is minder 'n antwoord en meer 'n akkurate weergawe van die vraag: hoe leef mens betekenisvol te midde van al hierdie kontraste? Ek dink jy het dit daar? Die gedig Jaaroorgang lyk of dit presies daaroor gaan. Daai vraag aan die einde van die jaar: waar is al ons gisters en waar word al ons môres gebêre? Dis daai gevoel van 'n sukkelis, maar ook onsekerheid. Is die lewe 'n sirkelgang wat alweer inspiraal, of is dit wat die ewigheid is? En daar is geen finale antwoord nie. Net die proses. Vra, onthou, beleef. So 2019 word amper 'n lens waardeur hy na die groter lewensreis kyk. Ja, mooi gestel. Om dit vir jou op te som, Kusplato gee ons 'n merkwaardig intieme kykie hoe een mens die kompleksiteite van die lewe hanteer binne die spesifieke raamwerk van 2019. Die sentrale temas wat ons aangeraak het, die diep wortels van familie, die mens se plek iewers tussen nietigheid en verbondenheid in die kosmos. Die natuur, die verlies. Presies. Die belangrikheid van plek en natuur, die onvermydelikheid van verlies,
Die eerlike konfrontasie met sosiale frustrasies en daai onderliggende soeke na betekenis, dit vorm saam 'n baie ryk tapestrie. Die krag lê dalk juist daarin dat dit nie maklike antwoorde gee nie. Dit vang eerder die universale menslike ervaring van worsteling, verwondering, liefde, pyn binne 'n spesifieke tyd. Dit wys hoe poesie daardie kompleksiteit kan verwoord, né? Op 'n manier wat prosa dank nie kan nie. Ja, dis die unieke krag daarvan. Dit was beslis 'n boeiende verkenning. Dankie vir daardie insigte. En vir jou wat luister, wat het uitgestaan? Watter van hierdie temas of beelde het jou persoonlik geraak? Of jou dalk laat dink aan jou eie ervarings van daardie tyd, of selfs nou? Onthou, ons het regtig net aan die oppervlak gekrap van die materiaal wat jy gedeel het. Daar's nog baie diepte. Ja. Die waarde lê miskien net daarin om te sien hoe woorde gebruik kan word om sin te probeer maak van 'n deurmekaar wêreld. 1 jaar op 'n slag. En dit bring my by 'n laaste gedagtetjie, geïnspireer deur die gedig Argiewe. Dit vra waar ons ou roetines en herinneringe gebêre word. In watter biblioteek bære hulle ou onbruikbare roetines? En wie gaan die rekord strek wanneer die onbestemde seisoen weer skimme gaan haal uit verbleikte kietjies van julle? Mooi reëls. Dit laat 'n vraag by my op. Iets vir jou om oor te wonder. As jy jou huidige jaar, hierdie een waarin jy nou leef, sou moes distilleer tot sy essensie, watter handjievol oomblikke of gevoelens of beelde sou jy in jou persoonlike argief plaas vir hierdie tyd? Dis 'n goeie vraag. En watter skimme, watter lesse of waarskuwings of dalk vreugdes hoop jy sal toekomstige weergawe van jouself eendag daaruit kan oproep? Definitief iets om oor na te dink. Dis 'n gedagte wat gaan bly draal. Baie dankie dat jy vandag saam met ons deur Karel Nel se Kusplateau gereis het. Ons hoop dit het jou stof tot nadenke gegee. Tot volgende keer.